UFC UFC 302. Macau main event, Sean Strickland teen Paula Costa. Paula. Skrik Tilden vir die kat, wat verby hom loop. Hey Jinky. Okay. Ja, dit is die kou main event. Kan seker maar, moet ek maar sê wat is die odds? Nee, jy mag nie. Mag ek nog nie? Die odds is altyd in die einde van die fight, Skalk. Kom in die game. Hoe dit nou werk. Vertel my hoe voel jy oor die fight? Nee, ek dink dit gaan 'n lekker fight wees. As Costa fight is dit mos altyd 'n lekker fight. Strickland fight nou nie so exciting nie, maar hy is exciting. Ja. Dis altyd 'n event. Dis altyd, en veral al twee hierdie ouens maak altyd die pressers vrek interessant. Soos jy lag vir hulle. Sean Strickland is mos soos iemand, die deel van sy brein wat die woorde moet filter is dood. Hy sê net wat 'n flip hy wil. Ja. En Paulo Costa is nie eintlik ver agter nie, to tell you the truth, maar hy's mos snaaks. Hy's mos genuinely. Ek dink hy's die UFC fighter wat die beste meme game het van almal. Yes, jy kan, as jy nog nie vir Costa gevolg het op social media, nie doen dit. Hy het een of ander, hy het 'n weird sense of humor, maar dit werk. Maar hy snaaks, ja. Okay, iets wat ek nie weet hier, Skalk, ek dink dit moet 'n 3 ronde fight wees. Dit sal 10-10 wees, ja. Ja, ek kon nie sien nie. Ek het op UFC se webwerf gegaan, ek het op Google gegaan. Ek kan nie sien dat hulle sê dis 3 rondes of 5 of ek is nou. Ek dink dit sal 3 wees. Ja, want dit is nie vir 'n title nie, dit is nie die main event nie. Ag, ek weet mos nou laas toe Dustin gefight het teen Saint Denis Benoit. Toe was dit ook presies dieselfde as die fight, maar toe sit 5. Maar hy het ons gevra vir 5 rondes. So, okay, 10-1 dan 3 rondes. My gevoel is 3 rondes gaan dalk vir Costa 'n bietjie meer favor. Sean Strickland is 'n 5-round fighter. Hy kan 10 rondes fight as hy moet. En ek dink Costa raak maar moeg hier na die 3de ronde. Hy het mos nou baie beef op sy frame. Hoe meer spiere, hoe meer bloed, hoe meer suurstof. Dis mos maar basic math. Die ouens wat fris gebou is, raak vinniger moeg as die ouens wat nie so heavily muscled is nie. So die rondes favor Costa, maar as jy kyk na fighting style, dan sal ek sê Costa is 'n baie favorable fighting style vir Sean Strickland, want Sean Strickland voel dit amper vir my, hy specialize in come forward aggressive fighter, soos dit voel altyd vir my, hy's die matador en die ander ou is die bull, soos hy weet hoe om daai energie wat na hom toe kom, moet sy tight defense te blok en net sy jab in. Hy tem al die willeperre, tem hy elke keer totdat daai ou gegas is en dan sal hy jou of knockout of hy sal jou mors vir die res van die rondes. Hy is mos nou nie 'n knockout artist nie, maar hy het goed genoeg power om jou te kan knockout. So dit voel vir my Strickland het die advantage volgens styles. Costa het weer vir my vrek goed gelyk teen Robert Whittaker. Soos ek dink jy kan te ernstig sy laas teen Whittaker vat nie, want dit voel vir my Whittaker en Costa was dalk op hulle beste, hulle albei het hulle career best performances gehad, gelyktydig teen mekaar. Ek dink as die Whittaker wat gefight het teen van sy vorige fights, sou Costa hom gewen het. En, maar anyway, hy het vrek goed gelyk en sy coach en sy team en almal praat van Costa het nou uiteindelik weer momentum. Laat hy nie fight en dan moet hy weer op die sideline sit vir 'n lang tyd weens 'n weight problem of 'n injury, dan fight hy nou en hy wen net of hy verloor en dan is hy weer lank uit. Hy het nou 'n paar maande terug teen Whittaker gefight, hy het flippend spectacular gelyk, hy's nog steeds gesond, hy's on weight, hy sukkel om nie dood om dit te maak nie en hy's vol confidence, hy's happy, verstaan jy?
'n happy fighter is 'n dangerous fighter en ek dink Costa is in 'n goeie plek. So hy kan vir Flippin Strickland knockout. Dis nie onmoontlik nie. Strickland is nie unknockoutable nie as dit ooit 'n woord is nie. Okay, en die ander ding is nou weer klink nou ek speel heavy devil's advocate. Ek spring nou so tussen die twee ouens. Ja. Strickland dink ek fight nou met 'n klein bietjie van 'n chip op sy shoulder. Want hy was niks. Soos hy het gedink hy gaan ooit champ raak nie. Short notice, easy fight, kry die upset of the year. Hy is die champ, hy die goud, hy kry al die attention, hy kry geld, bla bla bla. Fight teen Dricus Du Plessis, verloor. Hy het letterlik nie in sy belt een keer suksesvol defend nie. En dit is nie 'n knock op hom nie, want min champions kry dit ooit reg. Soos as jy 2 of 3 keer jou title defend, dan praat hulle sommer vir jou van een of the greatest of all time. So, maar ek dink hy fight met 'n chip op sy skouer. Hy wil bewys hy moes die champ gewees het, want hy glo mos hy daai fight gewen. So ek dink ons kan dalk 'n baie gevaarlike weergawe van Strickland kry, want hy sal nog steeds daai smart fighting matador tipe styl doen, maar ek dink hy kan dalk 'n bietjie meer aggressief wees as normaalweg, want hy voel definitief wel hy voel hy het vir Dricus gewen, maar hy sou dalk gevoel het as hy net 'n bietjie meer busy was, kon hy dalk die judges se eyes gevang het. So, en dan last but not least, hulle 2 common opponents, maar net die een is regtig waar ter sprake hierso. Israel Adesanya. Easy het vir Costa geknockout en Strickland het vir Easy geoutclass en self amper geknockout na 5 rondes. Okay, ons het nou net gou daai technical error gehad. Jinky het met haar vet katgaatjie die tripod geskuif toe sy verby is. En as daar enige animal lovers daar buite is wat nou kwaad is vir my, flip jou. Ek is 10-1 erger oor katte as wat jy is, want ek ken nie mense wat ek dink baie keer ek moet kalmeer. Hey Jinky. Hey Baba. Ek dink nie daar is veel mense wat ek ken wat so erg is oor katte soos ek ken niemand wat so erg is nie. Dit begin neig aan psigopaties. Maar my fight ek is net so 'n groot fight fan. So ek dink ek het al agtergekom in ons huisgesin. Ons het sulke tipe oordryf addictive personality. Soos my broer is heeltemal karbemal in sy kop. Hy wil net alles met karre koop en ry en hy wil sommer die goed bou ook. Goed. My ma is weer tennismal. Ek weet nie wat het in haar lewe verkeerd gegaan nie. Maar okay, anyway, om terug te kom by die waarheid. Sorry mama, my ma, hoe sê jy? Moving on. Ja, my ma luister na ons podcast, nee. So sy gaan seker nou my kos brand as ek eendag weer daar loop kuier en sê, ja mannetjie, ek onthou dit. Maar ons laaste ding voordat Jinky so rudely interrupted was maar net common opponent Easy. So as jy nou dink MMA math werk op daai way, dan gaan jy nou sê glad. Maar dit is hoe dit werk. Sorry. Wat is ek soek jou prediction en ek soek jou odds asseblief. Jy is mos die odds maker hierop. Die odds maker. Okay, ons neem nou sommer aan is 3 rounds. Ja. So ek dink Sean Strickland gewen met punte. Okay. Ja, so 2 rondes teen 1. Ja, 'n close. Ja, dit gaan ek voel dit gaan 'n close. Ek voel dat hom nou 'n bietjie beter oor Costa, want hy het my nog net gedisappoint. Maar die afgelope fight sien ek hy kan daarom fight. Hy kan, hy staf. Hy het almekaar as ek sê, hy gaan wen. As jy 'n manier hy gaan verloor, dan verloor hy. Of hy horribly, soos teen Easy. Teen Easy of teen hy, wat is hy ou, teen Rockhold. Ja, maar anyway. Hulle sê mos Jinky, ek slat jou gat. Kom weg daarso. Gaan kamer toe. Gaan bed toe. Ek sal nou daar met jou loop praat weer. Ja, ek voel mos altyd as skelletjie kat en nou hol sy nou weg en nou voel ek sleg. En as ons klaar is, dan moet ek nou eers loop jammer sê wat. Maar hulle maak my so kwaad as hulle met ons podcast. Gaan kamer toe. Sorry julle. I love cats.
Okay, next up. O ja, nee, die Ja, odds. die odds is Sean minus 205 en Costa plus 170. So Sean is die favorite. Minus 205. Ja, dit is nogals, dis Nie te bad, maar hy is die favorite. hy is definitief die favorite. Ja, okay.